Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons laaste oordeenking in ons gelofte reeks. En mag vanmôre se boodskap vir ons almal tot baie groot seën wees. Baie dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ons gaan saam lees Matteus 28 vers 20. Dit is Jesus se laaste belofte net voor sy hemelvaart. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Op 16 Desember 1949 het Dr. D.F. Malan tydens die inwyding van die Voortrekker Monument sy bekende Quo Vadis toespraak gehou. Suid-Afrika, waarheen is jy op pad? Hy was bekommerd oor sy volk, wat van die Voortrekker gees afvallig geword het, en het hulle baie ernstig vermaan om na die Christelike lewensweg terug te keer. Vandag, 76 jaar later, vra ons met baie meer kommer in ons harte, waarheen is die Afrikaner op pad? Van die eertydse Christelike lewenswandel is daar weinig te sien in baie mense se lewens. God word deur talle nie meer gevrees nie. Op die vraag waarheen ons op pad is, moet ons vra, waar kom ons vandaan? Het ons 'n doel aan die suidpunt van Afrika? Hieroor is daar meningsverskil. Daar is mense wat onwrikbaar glo dat God die Afrikaner vir 'n bepaalde doel wil gebruik. Daar is egter ook van ons eie mense wat so deur wêreldse, vrysinnige mense gebreinspoel is, dat hulle eerder aan toeval as aan goddelike bestuuring glo. Dit kan ons, as ons net na ons eie volk se geskiedenis kyk, veral na Bloedrivier, nooit glo nie. Elke gelowige het die opdrag om sout van die aarde en lig van die wêreld te wees. Ons moet die geseënde boodskap van God se genade aan alle mense verkondig. God het ons juis na donker Afrika laat kom om sy lig aan mense wat in duisternis lewe te versprei. Ons durf God nooit slegs vir ons eie volk opeis nie. Hy is 'n God van almal. Elke volk, taal en nasie wat die knie voor hom buig. God kies nie kant nie. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie, skryf Paulus in Romeine 2 vers 11. By Bloedrivier kies die Here nie die voortrekkers bo die Zulus omdat hulle blank is nie, maar omdat hulle gelowig was. Hulle geloof het hulle gered, want God skaar hom by gelowiges. In Psalm 33 vers 12 staan daar, welgeluksalig is die nasie, wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Die wonder by Bloedrivier, geliefdes, gebeur omdat die voortrekkers tot God gebid en onwrikbaar geglo het, dat hy hulle sal red. Hulle het naby aan God geleef en sy woord getrou gelees en bestudeer. Daarom was hulle geloof nie net in hulle woorde duidelik nie, maar ook in hulle daaglikse lewe sigbaar. Die voortrekkers het geweet dat God vrymagtig optree soos wat dit hom behaag. Daarom het hulle nie met die gelofte God in 'n ding probeer indwing nie. Al wat Sarel Silje en sy manne God beloof het, was dat indien God aan hulle die oorwinning sou gee, hulle uit dankbaarheid sekere dinge vir hom sou doen. Geloftedag sou soos 'n dankdag tot God se eer gehou word. Sarel Silje en sy manne het in die aangesig van 'n gewisse dood besef dat hulle geheel van God afhanklik is en geen voorwaardes aan hom gestel nie. Met die gelofte wat afgelê is, het hulle erken dat slegs God
hulle in daardie benarde situasie kon red en hom beloof dat hulle nageslag die wondergebeure sou bly herdenk, sodat al die eer aan God sou gaan en nie aan mense nie. Dit is dan ook baie duidelik in die gelofte verwoord. In die gelofte gaan dit om dankbaarheid vir God se genadige ingrype. Gebed, broeder en suster, verander sake. Moses het gebid en die see het voor hom oopgegaan. Elia het gebid en vuur uit die hemel het op Karmel neergedaal. Sarel Silje het gebid en die vyand is verslaan. Ja, die sterkste gelowiges is hulle wat in die geloof bid. Sonder geloof is niks moontlik nie. Met geloof is niks onmoontlik nie. Daarom het die voortrekkers daardie dag hulle lewe in die hande van God, wat die heelal gemaak het, toevertrou, soos Daniël se 3 vriende ongeskonde aan die dood ontkom. Op 16 Desember 1838 het God sy kinders se smekinge gehoor en aan 464 voortrekkers 'n klinkende oorwinning oor 10.000 Zulus gegee, sonder om paniekerig te word. Wie die onsigbare en almagtige God van die Bybel ken, kan die onmoontlike verwag. Die voortrekkers het hul gelofte gestand gedoen en daarna 16 Desember as 'n wydingsdag aan God gewy om soos 'n Sondag deur te bring. Hulle het hulle nageslag geleer om geestelike betekenis aan hierdie dag te heg. Die voortrekkers het namens hulle self en hul nageslag 'n gelofte aan God afgelê. 'n Gelofte wat ons steeds bind, omdat ons geskiedenis onlosmaaklik met die van die voortrekkers verbind is. Met die viering van Geloftedag sê ons opnuut vir God dankie dat hy in ons voorsate se lotgevalle ingegryp het. Anders was ons dalk vandag nie eers hier nie. Op die vraag waarheen ons op pad is daar baie antwoorde. Pessimiste glo dat dit klaar is met die Afrikaner. Duisende mense is sonder hoop vir die toekoms. Maar die ware gelowige Afrikaner, waarby ek myself insluit, glo dat God 'n groot doel met ons het en alles ten goeie sal laat uitwerk, al het ons land donker geword. Kom ons hou aan 2 dinge vas. Eerstens, ons geskiedenis. Kyk en leer uit die geskiedenis en weet dat God nooit verander nie. Hy het die Israeliete telkens in benoude omstandighede gered, so ook die voortrekkers. Dit wat God in die verlede gedoen het, doen hy vandag en môre. Moet nooit jou geloof in die toekoms verloor nie. Suid-Afrika het 'n groot behoefte aan gelowiges wat aanhou om gelowig te leef. Behalwe die geskiedenis, moet ons ook aan 'n tweede baie belangrike ding vashou: God se beloftes. Hy is nie net die God van die verlede nie, maar ook van die toekoms. Moenie vir die dag van môre bang wees nie, broeder en suster. God wat ons in die verlede gered het, sal ons weer red. Leef in kinderlike afhanklikheid van hom. Kom ons basuin dit uit op Geloftedag 2025. Die Afrikaner aanbid 'n reddende God. Hy wat in die verlede gered het, red in die hede en ook in die toekoms. Ons geloof in Jesus bou vir ons 'n brug na die toekoms. Daarom gaan ons met die oë gefestig op God die donker toekoms sonder vrees tegemoet. Al weet ons nie wat die toekoms inhou nie, weet ons verseker in wie se hand dit is. Ons hou vas aan Jesus se belofte voor sy hemelvaart. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ons dank God vandag dat die toekoms van ons land en volk nie in die hande van mense is nie,
maar in God se hande. Daarom gee ons geen tree sonder hom nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie kosbare boodskap vandag uit u woord. Ons prys u naam dat u ons Vader is, wat met elkeen van ons bemoeienis maak en ook met ons volk. Laat ons gelowig aan u vashou en elke tree die toekoms in saam met u lewe. Vergewe al ons sondes, gee ons u genade en sterk ons in die geloof om elke dag toegewyd vir u te lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.